Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, die skriflesing kom uit Matteus 16. Matteus 16. Ons gaan lees vers 13 tot 28. Matteus 16 vers 13 tot 28. Die fokusverse is vers 21 tot 25. En Matteus 16, ek lees uit die 83 vertaling. Lees vanaf vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: Wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle antwoord: Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: Moenie in my pad staan nie, Satan, jy's my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar's party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ja, in die kerklike jaar is ons nou in lydenstyd en ek sê ook dankie Gerard vir jou toerusting in die DLK, ook hoe dit gebed raak in hierdie lydenstyd, nê? Baie dankie daarvoor. En hier praat Jesus ook in hierdie skrifgedeelte van sy lyding wat voorlê. Dis hoekom ons kyk na hierdie gedeelte. Wat behels dit? En maar ons begin eers hier in vers 15 vra Jesus vir hulle, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, nê? U is die Christus, die seun van die lewende God. En dan gee Jesus hierdie uitspraak, jy is Petrus, nê, manlik in die Grieks. Petros, en op hierdie rots, hierdie Petra, onsydig, en dit verwys na sy belydenis wat hy gedoen het. Op hierdie rots, hierdie belydenis dat Jesus die Christus is, sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons is 'n Christus belydeniskerk wat Petrus gedoen het. Nê? U is die Christus, die seun van die lewende God. Dis hoekom ons hier by mekaar is. Ons is 'n Christus belydeniskerk. En selfs ons kerkverband, nê, sy embleem, sy logo is 'n kerkgebouetjie op 'n rots, nê? Jy kan daarom sien die woorde is net nie so duidelik met die agtergrond nie. Maar op dan staan daar die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie, nê? Op daai belydenis word die kerk gebou dat U is die Christus, die seun van die lewende God. En maar nou, baie keer voel dit tog in kerke dat die poorte van die hel wen maar bietjie veld, nê, wen plek. Kerke word kleiner, maak toe.
kerke, jy beleef baie keer, al is ons 'n Christus belydeniskerk, nê, ervaar jy mense is onbetrokke partykeer, nê. Jy ervaar dat selfs ook daar's 'n verdeeldheid in gemeentes. Baie dankbaar ons het visitasie gehad in die week en daar spesifiek gevra oor Vida, die vrou in die ampt, nê. Die afkorting Vida, is daar verdeeldheid in ons gemeente oor die synode se besluit. Maar mens hoor, net daar is in baie gemeentes ergere verdeeldheid vanweë dit. En ons sê almal ons is 'n Christus belydeniskerk. En dan voel mens baie keer, weet, jong mense lê belydenis van geloof af en dan sien jy hulle nie weer nie. Sulke dinge gebeur ook. Dan voel dit of die poorte van die hel is besig om veld te wen. Selfs al is ons 'n Christus belydeniskerk. Kry 'n brief, 'n brief wat geskryf, e-pos wat geskryf is, wat versprei is in die gereformeerde kerke, dat daar gemeente wat sê hulle dit oorkom. Daar was ook groot skeuring in die gemeente om dit oorkom met die liefde van Christus oor vrou in die ampt. Ons kon daarom ook getuig, en julle weet hierdie saak is nie so maklik. Dit is al vir jare en jare wat die synode dit ondersoek. Want daar is in die Ou en Nuwe Testament tekste, Nuwe Testament, veral Paulus wat sê 'n vrou mag nie. Maar dan kry jy weer ander tekste, Ou en Nuwe Testament wat sê waar vrouens leiers is. En dis wat dit so moeilik maak. En dis hoekom ons voel as kerkraad, nê, mens pas dit toe wat tot opbou van die situasie is in die gemeente. Dis 'n vryheid. Ek voel daar moet vryheid wees vir gemeentes om dit toe te pas soos wat hulle dit wil doen. En ek moet ook nou, die klasse het spesifiek gesê, ons moet die konsulente moet visitasie gaan doen by gemeentes, en na die erediens ek op pad na Nieuwclair toe, en dan tot spesifiek vra ook, hoe staan die gemeente ten opsigte van die synode se besluit? En is daar verdeeldheid in die gemeente? Maar julle verstaan, as ek hier sê, ons is 'n Christus belydeniskerk. Nee, die poorte van die hel, sê ons skal dit nie oorweldig nie. Maar dan ervaar jy tog hierdie stryd. Partykeer of die poorte van die hel, nee, veld wen, selfs in die kerk. Al sê ons, U is die Christus, die Seun van God, die lewende Seun van God. Maar nou, wat dit baie keer veroorsaak, is, dat ons verstaan baie keer nie, die inhoud van hierdie belydenis, as ons sê, ons is 'n Christus belydeniskerk. Ons verstaan baie keer nie die inhoud, wat ons ook saam met Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ons verstaan nie mooi wat beteken nie, en wat is die gevolge, wat is die implikasie vir ons lewens. Dis waar die fout baie keer lê. En ons sien baie duidelik vers 23, net dat Petrus, hy was maar die spokesperson, hy het maar gespreek wat onder die disippels, wat in hulle harte geleef het. So is nie net Petrus nie, dis maar die ander disippels het dieselfde gevoel ook. Hy gaan en sê vir Jesus, hy het bely, U is die Christus, die Seun, en dan kom hy, en hy staan Christus teë, om die pad van lyding te stap. En dan kom Jesus en sê vir hom, moenie my pad staan nie, Satan, jy's my struikelblok. Hy het nie mooi verstaan wat die inhoud van daai belydenis is nie. Dit is wat die probleem. Petrus en die disippels het nie mooi verstaan wat bely hulle nie. En ook vandag verstaan ons baie keer nie mooi wat is die inhoud as ons bely U is die Christus, die Seun van die lewende God. En ons verstaan nie mooi wat is die implikasie van daai belydenis in jou lewe nie. En dis waarna ek wil kyk. Wat is die inhoud van 'n Christus belydenis? En wat is die implikasie? Eerstens, wat is die inhoud? Vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die 3de dag uit die dood opgewek moet word. So, wat Jesus leer hulle nou, wat beteken sy Christuskap, sy Messiaskap. Christus is die Griekse woord vir Messias in Hebreëus. Nou sê hy vir hulle wat dit behels, sy Christuskap, sy Messiaskap. Beteken, hy is die gesalfde van God, gesalfde van die Vader, om ons te verlos van ons sondes. Die
gesalfde om ons te verlos van ons sondes. En wat dit beteken het vir sy lewe was gewees, hy moes in ons plek behandel word asof hy ons is voor God die Vader. Nee, hy moes al ons sondes op hom neem en hy moes daarvoor sterf aan die kruis. Hy is deur die Vader behandel asof hy jy, ander gelowiges is. Soos hy behandel. Hy het al ons sondes op hom geneem en die pad van lyding gestap tot op die kruis op Golgotha. En daarom staan daar, van toe af hy sy disippels duidelik gestel, dat hy moet gaan. Net dis wat sy Messiaskap, sy Christendom, hy moes, God die Vader het bepaal, voor die grondlegging van die wêreld, van ewigheid af, het God die Vader bepaal, dat sy Messias, dat Jesus moet ly, orals moet, en hy moet doodgemaak word, en hy moet, en uit die derde dag uit die dood opstaan. God die Vader het bepaal, van ewigheid af. So, dit is nie die Joodse leiers, of die soldate, Romeinse soldate, wat Jesus gekruisig het nie. Dit was die plan van ons hemelse Vader, voor die grondlegging van die wêreld. Wat Jesus aan die kruis gehou het, en dat hy pad gestap het, was nie omdat hy weet dat hy, kan ek sê, weet hy het geen krag meer gehad nie, en daarom het hom gekruisig nie. Nee, met krag het hy gehang aan die kruis, en dit is sy liefde vir ons, wat hom gehou het aan die kruis, nie die spykers nie, maar sy liefde vir verlore gaande wêreld, en om in sy Vader se wil en plan te wees, om Messias te wees. Dit is wat dit behels. Om deur sy kruisdood verlossing te bring. En julle moet weet, sy lyding moes verskriklik gewees het, Jesus se lyding. Van ewigheid af, nog voor die grondlegging van die wêreld, het hy geweet, daar gaan 'n oomblik kom, waar hy absoluut van sy Vader se liefde, van hom gaan onttrek, en hy net oordeel en straf op die wêreld se sondes gaan ervaar, waar hy 'n helse dood gaan sterf. Jesus het van ewigheid af geweet, dat dit is die pad wat hy eendag moet stap, dat daar so 'n geleentheid gaan plaasvind. So sy lyding was nie net daar nie, dit is eintlik van ewigheid af. Hy besef wat hy moet jou en my sondes op hom vat. Die Vader gaan sy genade en liefde onttrek en net oordeel en straf op die mensdom se sondes op hom laat neerkom. Verskriklike lyding, 'n helse dood. Van ewigheid af het hy het geweet. Die Joodse leiers was maar eintlik net instrumente in die Vader se hand. En Jesus se liefde vir ons het hom gehou aan die kruis. So die disippels het toe Jesus vra, maar wat sê julle wie is ek? Het hulle nie regtig besef wat die inhoud van hulle belydenis is nie. Van hulle Christus belydenis, dat U is die Christus, die Seun van die lewende God nie. Hulle het nie gedink, die Christus gaan 'n lydende Messias wees. Hulle het eintlik aansien en eer verwag. Daarom het Petrus gesê, mag God dit verhoed. Mag God dit verhoed. Hulle het gedink, julle weet ook, hulle het gestry onder mekaar, wie is die belangrikste, wie gaan aan Jesus se linker en regterhand sit? Want as hy koninkryk nou vestig op aarde, waar hy gaan heers as koning. Daaroor het Jakobus en Johannes en hulle ma, die seuns van Zebedeus, gestry, en vir Jesus dit gevra, kan my seuns aan jou linker en regterhand? Dit is wat hulle gedink het. Dat die Messiaskap, sy Christuskap gesalfde is, dat jy aardse koning gaan wees. En hulle gaan heers. Hulle het nie mooi besef wat Jesus se Christuskap beteken nie. 'n lydende Messias. En daarom sê Jesus toe ook, toe Jakobus, toe die seuns van Zebedeus en hulle ma kom en vra, kan hulle in linker en regterhand sit, kom Jesus en hy sê vir hulle, so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. So die disippels het nog nie verstaan nie wat dit beteken nie. En daarom het Jesus vir hulle ook in vers 20, sê hy ook vir hulle in vers 20, hoor hierso, toe nadat
Petrus nou bely het, net dat hy is die Christus, die Seun van die lewende God, en toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Was my altyd snaaks, hoekom sê Jesus, moet dit nog vir niemand sê nie? Omdat hulle nog nie mooi verstaan het wat dit behels nie. En daarom sê, moet nog nie daaroor praat nie. Vir niemand sê nie. En toe begin hulle leer en vertel die pad wat hy moes stap, vanaf vers 21 af. Dat hy 'n lydende Messias is. Ja, en Petrus sê dan ook, op grond van as Jesus sê, hy moet die pad van lyding, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Toe hulle besef wat die inhoud is, het hulle ook duidelik verstaan wat die implikasie gaan wees. Baie duidelik. En daarom sê hy, mag God dit verhoed. Want dit gaan implikasie ook op hulle lewe hê. As die leier gekruisig gaan word, wat gaan met hulle as volgelinge gebeur? Toe hy dit besef, wat die implikasie is van die ware Christusbelydenis. En ons weet nou al, wat is die inhoud van Jesus se Christuskap, sy Messiaskap? Ons weet hy moes sterf en so. Maar ons, as Nuwe Testamentse kerk, besef nie baie keer die implikasies vir ons lewe nie. Die disippels het geweet wat nou vir hulle gaan wag, as dit die inhoud is. Ons weet wat die inhoud is, maar ons weet nie baie keer wat is die implikasies nie. Ons sê baie maklik, as dit swaar gaan met ons, maar waar is God? Het God my verlaat? Baie maklik sê ons dit, as ons net so 'n bietjie ongemak ervaar, en ook 'n pad van lyding moet stap. Kom ons kyk, wat is die implikasie van die ware Christusbelydenis? Waarom kom Petrus en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie? Hoekom sê hy dit? Dit was nie omdat hy eintlik Jesus jammer gekry het nie. En Jesus weet dit. Of dat sy disippels nou Jesus gaan jammer kry, wat nie. Hulle het geweet, as dit met hom gebeur, gaan dit met hulle ook gebeur. Hulle gaan nie heers nie. Hulle gaan nie lekker hierso 'n paleise ontvang en heers oor die mense nie. Hulle is nie eintlik so seer, hierdie woord nie so seer bekommerd oor Jesus nie, maar oor hulle self. Daar's 'n angsreaksie by hulle, by die vooruitsig van hulle eie lyding. Want as dit met hulle leier gaan gebeur, gaan hulle beslis ook die pad van lyding moet stap. Dit is eintlik 'n selfgerigtheid. En 'n selfgerigtheid gee altyd vir Satan vashou plek. Gee hom geleentheid om jou te misbruik met sy leuns. As jou lewe oor jouself gaan, dan gaan vat Satan lekker, vat hy vinnig beheer oor jou lewe. Soos wat hy doen dit nou met die disippels ook. Daai selfgerigtheid. Vers 23. Moenie my pad staan nie, Satan, jy's my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. As mens begin selfgerig lewe, kom Satan in. En hy kan mens maklik misbruik. Petrus was nie Satan nie, ons weet dit. Maar hy is deur Satan misbruik as 'n struikelblok om te keer dat Jesus die pad van Messiaskap moes stap, soos wat die Vader dit bepaal het. Om te keer om die pad van lyding te stap, soos die Vader bepaal het. Hy keer Jesus, hy wil Jesus keer. Dieselfde het Satan ook gedoen. Nadat Jesus gedoop is, en hy is deur die Heilige Gees die woestyn ingelei, kom Satan ook met sy versoekings, en hy gee maklike uitweg, Hy sê vir Jesus ook, dit alles, hy wys vir hom die koninkryke, hy sê dit alles, al die koninkryke van die wêreld sal ek vir gee, as jy neerval en my aanbid. Hier is die maklike pad. Val neer en aanbid my. Dan hoef jy nie die pad van lyding te stap nie. En so keer wil hy Jesus keer om die pad, om Messias te wees, die Christus te wees. En dan, en mens ervaar het maar nog vandag ook dieselfde, in die kerk. Ons is baie keer so selfgerig, het gaan net oor my siening, hoe ek dit wil hê. En as dit nie volgens gaan soos wat ek dit wil hê nie, en wat my siening is van 'n saak, dan baie maklik dan begin ek ander mense afsny, sulke dinge. Dit gebeur ook in die kerk, ongelukkig. Ek sê nie in ons kerk nie, maar dit gebeur baie keer so.
selfgerigtheid. Mense is baie keer so opreg. Nee, in vergaderings het ek ook al gesien. Mense is so opreg, maar hulle is so opreg baie keer verkeerd. Ongelukkig. Want het gaan oor hulle eie siening, oor hoe hulle dit wil hê. En dan moet ons weet, die stryd, en ek weet by die oorwinnaars naweke fokus baie daarop, gaan ons oor die stryd. Waar word die stryd teen Satan, sy bose magte gevier? Waar word dit gevier? Dis hier in my denke, in my gedagtewêreld. Wat dink ek? Dink ek wat God wil hê, of dink ek wat mense wil hê, wat ek wil hê, of wat self die bose wil hê? Dis waar die stryd gevoer word. In my denke, my gedagtewêreld. En ek kan gedagtes hê, nee, wat goed en reg is, nee, wat volgens God se woord is, wat die waarheid is, nee, en dan sit reg. Maar dan kan ek ook gedagtes hê, wat teen God se wil is, teen sy plan, wat my wil is, wat die wêreld sê, nee, wat die meeste van die mense sê. En dit vat my op 'n dwaalweg, vat my weg van Jesus as Christus. En hoe veg ons daai geveg? 2 Korintiërs 10, vers 4 en 5. Daai geveg in my denke. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Jy's heeltyd in 'n stryd. Elke oomblik van jou lewe. Moenie passief wees met jou gedagtewerk, met wat in jou denke aangaan nie. Heeltyd, neem my gedagtes, dit wat jy nou dink, neem dit gevange. Is dit vir my waar in Christus? As dit nie vir my waar is in Christus nie, as dit wat my vlees sê, of die wêreld sê, of wat ek sê, verwerp hy gedagtes, kies die waarheid in Christus, want dit maak jou vry. Neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Leef in jou denke God se waarheid. En daarom ook, ons wil eintlik hierdie jaar fokus, kom terug na die basics toe, in jou huis. Kom terug en lees die Bybel, elke dag. Nee, dit is die brood van die lewe. Dis die manna, jou geestelike manna. Lees die woord. Jy kan eintlik nie een dag ingaan sonder om nie eers by die Here stil te staan. Eers die woord te lees dat jy jou denke kan vernuwe. Dat jy al daai leengedagtes van ontslae kan raak. So jy die woord kan ken. Hoe meer woord jy in jou gedagtes lewe, die waarheid in Christus, hoe meer oorwinning sal jy kry. En jy sal werklik kan lewe. Die lewe in oorvloed wat Jesus gebring het. Huisgodsdiens is so belangrik. Dat ouers weer saam met die kinders sit om die tafel, die woord lees en saam bid. Wat is God se waarheid vir my gesin? Vir die pad vorentoe. Die wêreld is die mekaar. Nee, ons weet dit. Nee. Baie mense is mismoedig, baie mense het hoop verloor en kla net. Maar weet wat die Here sê, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief is. In jou omstandighede is jy oorwinnaar, maar wanneer ek God se woord lewe, sy waarheid hierso heers in my denke. Dan is jy meer as 'n oorwinnaar wees. Ek het al so in my lewe dit ervaar. Nee, dan die oggend staan jy op, nee, en jy voel sommer so met verkeerde voet uit die bed geklim, nee. Jy sommer mismoedig oor die dag. Jy voel nie lekker vir die dag nie. Dan gaan staan jy stil, jy lees die woord, nee, en jy praat met die Here. En skielik kom maar net so klik, verandering in jou denke. En dit verander jou dag. Verander absoluut. Skielik is 'n dag vol uitdagings, die dag wat die Here gemaak het, want dis wat hy sê. Hierdie dag het die Here gemaak vir sy geleenthede in jou lewe. Gryp dit aan elke dag. Ons is ligdraers. Moenie help om die duisternis te versprei nie. Te dink wat die wêreld sê. Dit is baie maklik om ek vang myself ook baie keer moet sê dan moan ek ook maar net soos die ander mense oor die regering, oor alles en ek moan. Niemand voel beter daarna nie. Almal voel net slegter. Wat help dit? Maar ek is dan 'n ligdraer. Maar dan moet ek God se woord ken. En dan nog 'n ding is ook, om daai waarheid te ken,
Moenie probeer dinge in jou lewe doen wat Christus al reeds vir jou gedoen het. Ons wil baie keer eintlik om die pad van heiligmaking te stap, nee, probeer ons dinge self bereik wat Christus klaar vir my gedoen het en wat ek nie sal bereik nie. Nee? Byvoorbeeld, baie Christene voel, ek moet net sterf vir myself, sodat Christus in my kan lewe. Ek het al probeer sterf vir myself, ek kan nie. Ek kan nie. Jy gaan nie reg kry om te sterf van jouself nie. Hoekom? Want dit het Christus al reeds vir jou verwerf. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 19-20, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Verstaan jy? Staan op daai waarheid. Waar het jy gesterf? Met jou wedergeboorte. Dit is mos 'n nuwe mens wat daar uitgekom het. Die ou ding is by, die nuwe het gekom as 'n nuwe skepping. Nee? Nou staan daarop. Broer, ek sê amen. Preach it. Verseker. Nee. Dis waarop ons moet staan. Ek hoef nie meer te sterf nie. Ek is dood. Lewe dit net. Lewe vanuit daai identiteit in Christus. Ons sê, ek moet net die pad van heilig, ek moet heilig word. Jy gaan nie deur jou werke heilig word nie. Jy is al reeds heilig in Christus. Nee, die Here het klaar bepaal, klaar behaal vir jou. Dis hoekom hy die Christus is. Die seun van die lewende God. Hy het al daai lyding van my sondes, die straf op my sondes op hom geneem. En versoening gedoen toe gesê, dit is volbring. Hy het klaar gedoen. Kom ons lewe vanuit daai identiteit. Van wie ons is in Christus. Dit is so belangrik. Dat in my gedagtes, ons moet mekaar nie meer identifiseer na die vlees nie, maar na die gees. Wie is ek? Wie is jy in Christus? En dan is dit nie meer jou kruis wat jy moet opneem en Jesus volg nie. Nee, dis nie jou kruis nie. Dis die kruis van Jesus wat jy moet vat en hom volg. So moenie maklike uitweg altyd soek nie. Nee, in hierdie situasie. Wat sê Jesus? Wat is sy waarheid in hierdie situasie? Nie maklike uitweg nie. Jy weet, almal vlug net vir makliker, veiliger plekke en al daai goeders en dit is reg, natuurlik. Jy dink aan jou kinders, jy dink aan veiligheid, al daai dinge. Ek sê nie is verkeerd nie, maar daar waar jy nou is en jy voel half jy bly agter om die ligte af te sit of wat ook en almal gaan na beter plekke en seker goed. Maar dis alleen. Die Here het jou geplaas. Moenie altyd die maklike uitweg nie. Hoekom is jy daar? Wat wil die Here in en deur jou doen? Dis sy kruis wat jy moet opneem en volg. Kom ons lewe ook roepingsgerig. Wat is God se wil? Wat is sy wil? Wen dit hier. Moenie laat jou denke beheer word deur die wêreldse denke nie. Deur wat die wêreld sê, sukses, voorspoed, al daai goed is nie. Wat sê die Here? Dit is die belangrike. Wat is sy plan in hierdie situasie? En as jy opstaan en jy so mismoedig en negatief en goeters nie, dan moet jy weet, Satan is besig om jou te mislei. Iewers in 'n area van jou lewe het hy deur sy leuns hou vasgekry en hy like jou, hierdie mismoedige Christene. Satan like dit. Kyk, hy weet dan jy beteken niks. Jy beteken niks waar jy gaan vandag. Ja, nee. Treur maar. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. En dan dit is hoekom Jesus sê ook, nee, sy kruis. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. As jy jou lewe in hierdie wêreld wil maak, nee, jy wil hierdie wêreld net, dit is al waaroor dit gaan, jy gaan dit verloor. Maar as jy eers die koninkryk van God stel, nee, dan gaan jy jou lewe terugkry. En jy gaan 'n lewe van oorwinning lewe. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge gaan vir jou bygevoeg word. Maar verander jou denke. Veral maandag nie as jy nou weer moet werk toe gaan, opstaan en moet gaan werk. Wees positief. Ek weet mense
Nee, en ek kan dink ook, baie keer moun ons oor werk, maandagoggend. My ou werk, my ou baas is so, dit en so. Staan bietjie maandagoggend op en jy jou werk verloor, hoe voel dit dan? En jy het nie 'n werk om heen te gaan nie. Wat is dan die situasie? Dan sê ek loof en prys die Here vir my werk. Ek loof en prys die Here, dat ek 'n moeilike baas het, sodat ek vir hom kan bid en 'n invloed op hom of haar kan hê. Ons moan oor die dinge waarmee die Here ons baie keer seën. En ek sê nie alles wat gebeur, die Jesus sê in hierdie lewe, daar's 'n kruis, ons vyf kruis, ons volg hom. Maar kom ons leef die waarheid. Dit begin hier in my denke. Spreuke 4 sê ons ook, wees bekommerd oor wat in jou hart omgaan, dis maar denke, emosies en wil, want dit bepaal die uitgange, hoe jy lewe op die einde. Kom ons bid saam. Vader, ons kom en sê dankie. Dankie, Here Jesus, dat U die gesalfde is van die Vader. Gesalf die Messias om vir ons verlossing van sondes te gebring het. Dankie dat ons reeds verlos is. Dankie dat U ons nou al die ewige lewe het. Ons kry dit nie eers eendag as ons liggaamlik sterf. Ons het nou al die ewige lewe. En Jesus, U het gesê U het die lewe gebring, Johannes 10 vers 10, en die lewe in oorvloed. Want ons is U kosbare kinders. U is ons hemelse Vader. U sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. U seën ons as U kinders, as 'n liefdevolle Vader. U het ons hier met 'n plan en 'n doel op aarde geplaas. Ons is nuwe skepsels. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Ligdraer, sout van die aarde. Dankie, Here. Dankie. En ek bid ook, Here, dat in hierdie de mekaar wêreld waar alles so half niks is seker nie. Dinge verander so gou. Here Jesus, dat ons U kruis sal opneem, U waarheid elke gedagte sal gevange neem, net gehoorsaam sal maak aan U en daarvolgens sal lewe. Dat ons 'n verskil sal maak waar U ons geplaas het. Dankie, Here. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.